die dierebewegingspeletjie of andersins bekend as Copycat. So voor ek begin met die demonstrasie, wil ek net eerstens verduidelik maats waar lokomotoriese vaardighede inkom. Lokomotoriese vaardighede maak dit vir ons moontlik om van een punt tot by volgende punt te kan beweeg. Dit kan wees deur middel van hardloop, om te hop, te spring, te galop, te loop, of wat ook al die geval dan mag wees. Vir vandag se spel, om dit dan in te oefen, gaan ons maak soos wat diere sal maak. Ek gaan begin deur die demonstrasie. Ek gaan die dier se naam uitroep en dan gaan almal beweeg soos die dier so vinnig en tot die beste van hulle vermoë as wat jy kan. Sodra die volgende dier se naam deurkom, gaan jy dan maak soos wat daai dier sal maak. Ons gaan dit heen en weer doen van die een punt van die muur af tot by die ander kant toe en dan terug. So, ons gaan al begin op een lyn by mekaar. Ek gaan die dier uitroep. Vir die demonstrasie gaan ek nou eers gebruik van pikkewyn en skilpad. So, ek gaan uitroep pikkewyn en almal gaan gelyktydig begin waggel soos wat 'n pikkewyn sal waggel. Daarna ten enige tyd in die middel van die spel of dit kan wees wanneer hulle by die muur is, selfs in die middel kan ek die volgende dier se naam uitroep. Dan, byvoorbeeld, julle is besig met pikkewyn, dan roep ek uit skilpad. Nou beweeg 'n skilpad maats stadig. Nou gaan ons in slow motion beweeg. En dis hoe die spel gaan werk. Amper soos resies, maar met 'n bietjie van 'n aanpassing en 'n twist. So, ek hoop julle geniet dit. Volgende vaardigheid is dan die manipulasievaardigheid. In die manipulasievaardigheid ontwikkel ons die vermoë om iets te manipuleer in die opsig van beweging of andersins dan apparaat. Ons gaan die spel speel van teiken gooi of andersins genaamd bullseye. Wat dit gaan behels, ons het 'n teiken, in hierdie geval 'n swart rom en 'n klein harde tennisbal. Die idee is om van 'n sekere distansie af die bal in die emmer te kan ingooi. Soos wat jy dan beter raak oor tyd en wanneer jy hom wel ingooi, gaan ons elke keer 'n tree agter toe vat, wat die distansie gaan vergroot tussen ons en die teiken. Vir variasie gaan ons van verskillende grootte balle en gewigte gebruik maak, insluitende 'n netbalbal, 'n sokkerbal, asook 'n cricketbal en 'n golfbal. Maar vir die demonstrasie doeleindes gaan ek gebruik maak van die tennisbal. Ek het hom nou wel nie in nie, en dan probeer ons net weer. In die geval waar die leerder gaan sukkel met die distansie, gaan hulle dan 'n klein bietjie nader staan en die teiken gaan ek 'n klein bietjie nader bring. Vir demonstrasie doeleindes dan nou. Die idee is, ons gaan van verskillende mediums van teikens gebruik maak. Sekere teikens gaan 'n meer plat oppervlakte en dus gaan die bal geneig wees om uit te bons. Die leerders gaan moet inoefen en leer wanneer hulle hoe hard gaan moet gooi en om te mik na die teiken toe. Goed, die heel laaste aktiwiteit is stabiliteitsvaardighede, waar ons dan aan ons balans gaan werk, ons koördinasie en ons beheer van beweging. So, vir die spel spesifiek gaan ons vries standbeeld speel. So wat dit gaan behels, daar gaan 'n liedjie speel, maar jy gaan nie vir die liedjie se instruksies luister nie. Hierdie is ons eie spel wat ons speel. Die liedjie gaan speel, jy gaan rondbeweeg, jy kan ronddans. Ons gaan eers in 'n lyn afbeweeg. Al die maats gaan langs mekaar staan op 'n netbalbaanlyn byvoorbeeld. Ons gaan saam beweeg vorentoe. Na die een is wat aan is wat voor is, juffrou wat dan gaan voor staan in die geval. Jy gaan dans, jy gaan beweeg, jy kan nie hardloop nie. Jy kan ook nie in jou maats stamp nie. So jy gaan dans, jy gaan beweeg en die oomblik wat die liedjie stop, moet jy vries. Maar jy kan nie net vries deur doodstil te staan nie. Dit is mos nou maar verskriklik vervelig. Jy moet vries in 'n standbeeld posisie. En ek weet nie van jou nie, maar ek het nog nooit 'n standbeeld gesien wat net doodstil staan nie. So, jy kan vries deur op een been te staan, jy kan vries deur jou been vashou, 'n gekruiste been dalk, jy kan vries in 'n sittende posisie, wat ook al die geval mag wees kreatief, maar jy gaan moet vries. Gee my 'n oomblik, dan kry ek gou vir demonstrasie doeleindes die musiek reg.
nou vir die refleksieafdeling. So, die eerste vraag vra, wat was jou moeilik of maklik om uit te voer? So, rakende die aktiwiteit in geheel is daar nie iets spesifieks wat so seer moeilik was nie. Ek moet begin te sê met die stabiliteitsvaardigheid aktiwiteit, kan ek definitief bietjie oefen aan my balans en kreatiwiteit by die standbeeld se vriesposisies, maar buiten vir dit is alles redelik eenvoudig. Dit het definitief so 'n bietjie getoets aan my selfbeeld en my selfvertroue. Dit voel snaaks met jouself afneem en jy sien jouself as jy dit nou terugkyk, maar die bewegings omtrent dit heel maklik en heel eenvoudig. So die moeilikste gedeelte was om dit op 'n kreatiewe manier te kan aanbied. Mens is nou maar bietjie ingeperk. Ek het nou nie hande gehad wat ek kon gebruik het vir hulp nie. So ek moes my aktiwiteite hier en daar aanpas met wat die beplanning aanbetref. Maar verder was dit redelik maklik. Die maklikste gedeelte vir my was definitief die diernabootsingsspeletjie. Dit was daarom die heel eenvoudigste. Dit het nie so snaaks en vreemd gevoel nie. Nou, die tweede vraag, hoe dink jy intermediêre fase leerders sal daarop reageer? Wel, soos wat ek gereflekteer het in vraag 2, met die dierespel gaan nie almal noodwendig gaande wees daaroor nie. Tot op graad 4 is hulle nog redelik entoesiasties, maar van daar af voel dit vir hulle bietjie simpel. Die tweede spel, met wat wat is die woord waarna ek soek? Manipuleringsvaardigheidsspel. Ek dink hulle gaan dit persoonlik baie geniet. Dit is iets wat ek nou as 'n toetsloopie gebruik het by die naskool met die kinders. Hulle het dit baie geniet, hulle raak baie maklik kompeterend en daar's so groot variasie daarvan. Hulle raak nie sommer verveeld nie, want mense kan die hele tyd aanpas, jy kan iets bysit, jy kan iets wegvat. So, ek dink hulle sal verseker positief daarop reageer, as ook die standbeeld vries spel, sodra mense hom lekker ingeoefen het. Weereens, se kinders is baie kompeterend, so alhoewel een persoon nou aan is, of die juffrou wat dan nou voor staan alles monitor, is die kinders baie lief om mekaar uit te vang met wie het wel beweeg, wie's uit, wie's in, tot en met dan nou een wenner natuurlik oorbly. So op die twee laastes glo ek baie positiewe reaksies. Die eerste een, die diere naboots, dit is maar 'n wik en weeg. Die derde vraagie, hoe sal ek die aktiwiteit verbeter? So, om die aktiwiteite te verbeter, daar is nie regtig iets spesifieks wat vir my uitgestaan het wat ek voel ek sal verander nie. Miskien vir my manier van demonstrasie is mense het bietjie groter oppervlakte gehad om dit te kon doen, sou dit baie beter en geriefliker gewees het. En dan vir wat die aktiwiteit aanbetref waar apparaat en toerusting benodig is, vir die manipulasiespel kan mens definitief, soos ek genoem het, 'n variasie van of dit nou emmers is, skottels is, dromme, 'n groot bakkerige bord wat dit dan natuurlik vir hulle gaan moeiliker maak, want 'n tennisbal gaan in die bak inbons, so hulle gaan dink hulle het hom in en dan bons hy uit. Verder is daar nie regtig enigiets, mense kan miskien besluit om 'n vorm van 'n telling te hou vir kompetisiedoeleindes, maar op die einde van die dag is dit belangrik dat die leerders leer van goeie sportsmanskap en dit gaan nie altyd net oor wen of verloor nie. En dit is maar omtrent my refleksie rakende die aktiwiteite.